Gedurende die afgelope week terwyl ek werk, kom die volgende gedagte by my op. Die naweek van 15 tot 17 Augustus was 'n groot naweek vir Suid-Afrikaanse sport. Nie net was daar Protea cricket en Springbok rugby nie, maar ook het ons UFC wêreldkampioen Dricus du Plessis 'n geveg gehad waarin hy sy wêreldtitel moes verdedig. Wat het dit met die woord van God of die evangelie uit te waai? Mag jy nou dalk vra. Wel, bly by my asseblief. Ongelukkig het ons die cricket en rugby wedstryde, sowel as die UFC-titel verloor. Kyk ons nou na sosiale media, sien ons hoe daar felle kritiek teen sekere individue uitgespreek word. Individue wat weke en selfs dae van tevore nog uitgestaan het as helde weens die resultate wat hulle vorige wedstryde, of in die geval van UFC, gevegte behaal het. Mense van wie daar enkele dae gelede nog met trots en lof van gepraat het. Sien, dis nou hier waar my eintlike boodskap kom. Wanneer dit met ons goed gaan, en mense sê vir ons vra hoe dit met ons gaan, is daar 'n wye verskeidenheid van opbouende reaksies, soos byvoorbeeld, nee wat ons is uitgespaar deur die Here se genade, dankie. Of, dankie, ons is baie geseën. Of, dit gaan goed met ons, dankie, die Here is goed vir ons. En so kan ons nog baie ander positiewe voorbeelde noem. Jy sien, as dit met ons goed gaan, is ons bereid om aan die Here die lof, eer en prys te gee wat hom toekom. Dan is ons bereid om sy naam groot te maak en erkenning te gee aan sy teenwoordigheid in ons lewens. Maar wat gebeur wanneer dit met ons nie so goed gaan? Wanneer dinge in ons lewens verkeerd loop en ons deur allerlei beproewings gaan? Wat dan? Gee ons dan nog aan die Here die eer, lof en erkenning wat hom toekom? Jy sien, as dit met ons minder goed gaan, of soos party mense sou verkies om te sê as dit met ons sleg gaan, hoe sal ons dan antwoord op die vraag van, hoe gaan dit met jou? Miskien iets in die lyn van, nee wat jou, ons sukkel maar voort. Of, ek trek maar moeilik op hierdie stadium, dinge wil maar net nie vir my regloop nie. Of miskien, ag wat, het al beter tye in my lewe beleef. Of miskien selfs, ek weet nie hoe kan die Here toelaat, dat ek so swaar kry. Jy sien, nou verskuif die klem van lofprysing vir ons Skepper God na kritiek oor die omstandighede waarin ek en jy onsself bevind. Nou neem die eie ek oor, en gaan dit oor wat ek dink, oor hoe ek voel, en oor hoe ek het sien. Alles gaan oor my, en my siening van sake. Nou vergeet ek en jy, vergeet van die feit, dat dit God is, wat ons deur sy genade uit verkies het. Dat hy sy enige gebore seun na die aarde toe gestuur het, om vir ons sondes te sterf. Dat Christus bereid was om die lydensbeker te drink, en homself aan die kruis vir ons sondes, te laat vasspyker. Dat Christus die dood oorwin het deur sy opstanding, en sodoende verseker het, dat ons deel kan hê aan die opstanding van die ewige lewe. Maar meer nog dat hy, Christus, waaraan die regterhand van God sit voortdurend vir ons voorspraak maak, en die Vader pleit vir ons voortgesette tekortkominge en oortredings. In ons lewens as Christen gelowiges, is dit vir baie van ons net so maklik om die Here van ons, wat ons alles is, na hom met respek gesê en niks te verander nie. Net ons doen met ons sporthelde. Die verskil is egter vir ons daarin dat ons sporthelde mense is wat nie eendag dieselfde is of kan wees nie. Maar Christus is elke dag dieselfde. Die woord sê vir ons as volg in Hebreërs 13 vers 8. Jesus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Onthou dat die lewe nie altyd maanskyn en rose sal wees nie. Saam met die goeie tye sal daar ook tye van beproewing kom. Volhard egter daarin om aan die Here die eer, prys en erkenning te gee. Matteus 10 vers 32 tot 34 lees as volg. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek, voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek wil afsluit met die volgende teksgedeelte uit 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 24. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al, dat gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou.